159 verse 1 en 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48 verse 1 en 5.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat opgevaar het na die hemel, wat opgevaar het en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 33 vers 11, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat bo in die hemel is, of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, slegs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 284 verse 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Lukas. 2 gedeeltes, hoofstuk 2, vers 21 tot 24 en dan hoofstuk 9 vanaf vers 28 tot 36. 8 dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry. Die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyd, soos deur die wet van Moses bepaal, vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toe gebring, om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe: elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring, volgens die voorskrif in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak. En toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my seun, wat ek uitverkies het. Luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enige iets vertel van wat hulle gesien het nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy
of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, saam met die apostel Paulus, kniel ons vanoggend in gebed voor U. Die hele gemeenskap van ons gelowiges in die hemel en op die aarde het ons bestaan aan U te danke. Ons bid dat U deur U Gees uit die rykdom van U heerlikheid aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in sy liefde gewortel en gegrondves sal wees. Goeie Heer, stel ons tog in staat om saam met U ganse kerk op aarde te kan begryp hoe wyd en ver en hoog die liefde van U Seun, ons Here, strek. Laat ons sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag ons na siel en gees vervul word met die volheid van U koninkryk. U, o Heer, is magtig om oneindig meer te doen as waarvoor ons kan bid of ooit oor kan droom. Rig tog daarom ons oog en oor tot U alleen. Aan U, U wat deur U krag in ons werk, aan U kom die eer toe, deur die ganse skepping, en deur ons, deur al ons geslagte heen, totdat U Seun weerkom. Verlos ons tog net van ongeloof. Verlos ons van die bose. Verlos ons van wanhoop. En skenk aan ons, Heer, 'n opgeruimde hart, omdat ons mos weet dat U alleen regeer. Ons verdien niks, maar ons pleit by U. In die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 406, die eerste, tweede en vierde strofe. Aan U behoort die majesteit. Ons roem U krag en heerlikheid en loof U
tot in ewigheid. In Exodus 13 staan die opdrag. Wanneer die Here julle nou bring in die land Kanaan, moet julle elke manlike eersteling wat gebore word aan die Here wy. Julle moet al julle eersgebore seuns van God loskoop. Jesus Christus is gebore. En ons ken die verhaal soos Lukas dit vir ons vertel. Met sy geboorte het Josef en Maria, doodgewone aardse ouers, rondom die geboorte van Jesus Christus al die wetsbepalinge nagekom. Want hulle was wetsgehoorsame mense. Ons lees dat op die 8ste dag is Jesus besny, het hy ook sy naam ontvang, Jesus, soos wat die engel vroeër ook vir Josef gesê het wat sy naam moet wees, Jesus, want dit is hy wat die volk van hulle sonde sou verlos. Hy ontvang met ander woorde sy identiteit, maar met die besnydenis word ook dan gesê dat hy aan God behoort. Soos al die seentjies wat besny is, hulle behoort aan God, hulle behoort aan God se verbond. En so kry 'n Israelitiese of later 'n Joodse kind, kry hy sy identiteit. Sy naam, alledaagse naam,
maar ook die identiteit dat hy aan God behoort. En ons lees dat Josef en Maria ook al die reinigingswette wat gegeld het, stiptelik nagekom het, en uiteindelik het hulle die kindjie Jerusalem toe gebring, na die tempel toe, om soos die wet sê, hom aan God te wy. En as ons nou so oor Josef en Maria sou terugdink, dan sou ons doodgewoon aards by onsself dink, dit was nou die ideale pa en ma vir die seun van God. Mooi, goed geaarde mense, getrou aan die wet, mense met integriteit. Want ons hou ook vir Josef, toe hy nou gehoor het dat Maria swanger is en hy nog nie geweet het dat dit van die Heilige Gees kom nie, in plaas daarvan dat hy in die openbaar Maria tot skande gebring het, het hy maar besluit om in die stilligheid die verloving te verbreek en sy eie pad te gaan. Dood, goeie, goedgeaarde mense met integriteit. En dan dink ons, ja, dis hoe ons die verhaal ken, punt. Maar is dit die punt? Dit is nie. Want Jesus Christus was nie 'n gewone kind nie. Hoekom het hulle hom op die 8ste dag laat besny? Hy het dit nie nodig nie. Hy is dan die Here self, seun van God. Hoekom het hulle hom besny? Hulle kon hom ons maar net die naam gegee het. Al hierdie reinigingswette wat hulle nagekom het, hoekom was dit nodig? Dis dan die seun van God, as daar by een geboorte in hierdie wêreld nie reinigingswette nodig was nie, was dit juis nie met sy geboorte nie. As 'n ander Israelitiese of Joodse pa en ma deur al hierdie gegaan het rondom die geboorte van hulle eerste seun, kan 'n mens dit verstaan. Maar 'n mens verstaan dit nie as dit by Jesus Christus gekom het nie. Dan blaai ons om na hoofstuk 9 toe, wat bekend staan as die verheerliking op die berg. En hier staan geskryf: terwyl Jesus Christus op die berg besig was om te bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. En toe kom daar 'n stem uit die wolk wat sê: dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Wat gebeur hier op die berg? 3 van Jesus se disippels ken Jesus net soos al die ander mense se eie pa en ma hom geken het. Mens. Ja, hulle het saam met hom elke dag 'n pad geloop nou al. Doodgewone mens wat dors gekry het,
wat honger gekry het. Ja, en ons lees later in die evangelie uit op kwaad geword, emosies beleef, net soos wat ons enige mens dit beleef. Toe hy daar die sweep gevleg het en by die tempel van die Here ingestorm het en die geldwisselaars se tafels omgegooi het en die duiweverkopers, het al die emosies beleef wat ons beleef het. Hulle ken hom as mens. Maar wat gebeur hier op die berg? Hier sien hulle dat hy God is. Hier verander sy gesig en sy klere word skitterend wit, soos God is. Hier sien hulle. Maar hy is nie net mens nie, hy is nie net 'n doodgewone mens nie. Terwyl hy mens is hy God. En nou blaai ons 'n bietjie terug na sy geboorte toe. Hier staan, op die 8ste dag, 8 dae later, het Josef en Maria hom laat besny en hy het sy identiteit gekry. Deel van God se verbond, sy naam is Jesus. En wat lees ons hier? Hier staan geskrywe, 8 dae later het hy teen die berg opgegaan met 3 van sy disippels. Wat gebeur hier op die berg? Hier op die berg word sy goddelike identiteit bekend gemaak. Lukas bind sy besnydenis op die 8ste dag as mens, bind Lukas op die 8ste dag op die berg, as hoe dat sy identiteit as God bekend word. En dis ook die enigste 2 plekke in Lukas wat die uitdrukking op die 8ste dag of 8 dae later gebruik word. Hiermee wil die evangelis vir ons sê, terwyl hy doodgewone mens was, van vlees en bloed, was hy terselfdertyd God gewees. En dit is wat die disippels op die 8ste dag op die berg gesien het met hulle oë. Maar stil gebly het, want dit was te veel vir enige mens om te aanskou. En dan blaai ons terug na die geboorteverhaal. Volgens die wet moet elke eerstelike manlike geslag, dis nou van diere en van mense, moet aan die Here gewy word. Wat dit beteken, veronderstel jy het skape gehad, die eerste manlike skaap, ram, wat gebore word, moes aan die Here geoffer word. Om vir God daarmee dankie te sê, dat hy hulle uit Egipte verlos het. En ook so met die eerste seun wat gebore word in die gesin, moet ook na die tempel toegevat word, maar in plaas daarvan dat hy geoffer word, moet hy aan die Here gegee word, want hy behoort aan die Here om dankie te sê dat God hulle uit Egipte bevry het.
Maar met die eersteling seun het God opdrag gegee, hy word vrygekoop. En so moes die gesinnetjie, wat in die tyd van die Nuwe Testament genoem is, die 5 heilige sikkels, moes die pa hierdie bedrag by die tempel inbetaal om sy seun, sy eersteling seun, los te koop. So in plaas van ondenkbaar dat die eersteling seun geoffer sou word aan die Here, word daar 5 heilige sikkels gegee. Dis die plaasvervanging, dis die dank vir die verlossing uit Egipte. En dan wat staan hier in Lukas? Hulle het hom na die tempel toe gebring om hom tot beskikking van die Here te stel volgens die wet. Maar wat vertel Lukas nie? Hulle het nie die 5 heilige sikkels vir hom betaal nie. Jesus Christus is nooit van God losgekoop nie. Dit kon ook nie anders nie, want hy behoort aan God. Hy is self God. Jesus Christus is nooit van God losgekoop, losgesny nie, en deurdat dit nie gebeur het nie, is hy eintlik van sy ouers losgesny, want hy behoort aan God. Hy is self God. Jesus Christus, die mens, God mens wat hy was, het 'n Godpad op hierdie aarde kom loop, hierdie aarde waarop ek en u leef. En hy self, terwyl hy nooit losgekoop is nie, hy self het die offer geword. Die offer aan die kruis. En so het hy elke gelowige kind van hom losgekoop van die mag van die sonde en die bose en die dood en alles wat daarmee saamhang. Want hy self is nooit losgekoop nie. Geloof in Jesus Christus beteken vir my en u. Ons is verbind aan hom. En so is ons verbind aan God. Ons elkeen is God se eiendom. Deur die geloof is nie een van ons aan die een kant gesê losgekoop van God nie, maar ons is losgekoop van die sonde en die gevolge van die sonde. Ons is deur ons geloof in Jesus Christus God se eiendom, God se persoonlike eiendom. En niks of niemand vat aan God se eiendom nie. Nie die sonde nie, nie die dood nie, nie die bose nie, geen mag of wie
wat ook al nie, want God het selfs die hare op ons kop getel. Deur die geloof is ons God se persoonlike eiendom. Paulus sê dit 'n bietjie op 'n ander manier. Paulus sê, in die geloof het ons saam met Jesus Christus gesterf. Ons het as ware in die geloof saam met hom aan die kruis gehang. En in die geloof het ons saam met hom uit die dood uit opgestaan. En nou leef die Here in ons deur geloof. En sê hy in 2 Korintiërs, ja, ons mense is maar kleipotte. En kleipotte breek maar maklik. Hy sê maar as 'n ou gelowige kleipot breek, wat kom te voorskyn uit hierdie ou kleipot? Die lewe van Jesus Christus. Geloof is ons lewens noodsaaklike naaldstring aan God se koninkryk. Broeders en susters, ons moet bietjie met ander oë na onsself en na ons gesinne en ons vriendekring wat gelowig is, kyk. Ons is nie sommer maar net nie. Ons is God se eiendom. En daarom kan ons elke dag maar net met die gebed leef. Dat die Gees ons tog genadig sal wees. En dat hy ons elke dag met hierdie lewensnoodsaaklike naaldstring sal voed in geloof. Maak nie saak wat hierdie lewe op ons pad bring nie. Ons behoort aan God. En daarom maak dit dat ons in watter omstandighede ook al getroos is en in hierdie lewe vol moed ons lewenspad loop. Ons behoort aan die Skepper. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte Gesang 393, die eerste en die derde strofe, en dan ook Gesang 519 vers 1, 2 en 4.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.